O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes, ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. O Heer, u sorg, verklein, vergroot vir alles, en u sorg dag na dag vir my, u kind. Dan moet ek juig, my redder en my God. Groet julle in die naam van Jesus, die bron van ons verlossing. Groet in die naam van die Gees van God, wat vir ons 'n geestelike lewe laat lewe tot eer van God se naam. Kom ons bid saam. God, U is die bron van ons bestaan. Deur U het ons ontstaan en deur U word ons onderhou. Here, U is die begin en die einde. U is die Alfa en die Omega. Jesus, U het gekom om ons vry te maak. Om ons los te maak van dit wat ons vasbind. Om nie te wees wat U ons voorgemaak het nie. En ons glo, Jesus, dat U terugkom om ons te kom haal. Ons wil kom om dit, laat die erwe van ons Vader vir ons erwe bly. Knegte van die Allerhoogste teen die hele wêreld vry. Met ons volk en ons nasie sal dit wel wees. Want God regeer. Amen. Die brief wat ek aflewer, kom uit Psalm 65, vers 10 tot vers 14, en eintlik as ons dit klaar gelees het, kan ons huis toe gaan, want dit staan eintlik hier, alles wat ek graag met u wil deel. Psalm 65, 10 tot 14. U sorg vir die land, en gee oorvloed. U maak dit baie vrugbaar. Die groot rivier is vol water, U laat die koring welig staan. Alles is U werk. U maak die ploegvore vol water en die kluite nat. U laat hulle sag word van die reëns. U laat alles welig groei. U kroon die jaar met goeie gawes. Waar u ook gaan, is daar oorvloed. Daar is volle weiding. In die woestyn, die bulte juig. Die velde wemel van die kleinvee, die vlakte staan vol koring. Hulle juig en hulle sing. Hulle juig en hulle sing. Ja, die tema is dan, God is die bron van elke oes. God is die bron van elke oes. Ek wil aan die begin van hierdie boodskap, wil ek dit uit my hart uit vir julle sê, dat God se wil
is dat daar elke jaar 'n goeie oes sal wees. Dis God se wil. God wil ons nie straf met droogte en peste nie. Dit kom uit die sondeval uit. God het alles goed gemaak, staan daar. En God het alles goed gemaak. En toe die mens teen God gekies het, staan daar vir die eerste keer van nou af sal daar droogte wees. Van nou af sal daar peste wees. Van nou af sal daar dood wees. Stof is jy, tot stof sal jy terugkeer. Maar die wil van God staan so mooi in Jeremia 29 vers 11. Ek dink baie van julle het julle huise dit geskrywe al. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Ek wil iets sê. Ek dink boere verstaan iets wat die mense daar in die stede miskien vergeet het. En dit is hoe afhanklik 'n mens van God is. Jy weet, in die stad het mense al, ek koop wat ek wil. Ek doen wat ek wil. Ek sê die mense in die stede is nie mense wat ook afhanklik van die Here is nie, maar hulle het al vergeet dat jy kan nie alles koop nie. Jy kan nie alles verdien nie. Jy is afhanklik van God. En daarom wil ek net vir julle sê, hoor mooi wat ek nou sê. Wanneer ek wil julle moet mooi luister. Ek het dit geskrywe en daarom wil ek dit graag lees. Wanneer die reën val en wanneer die saad ontkiem, wanneer die oes ryp word, dis nie bloot harde werk en goeie grond nie, maar genade. Wanneer die reën val, wanneer die saad ontkiem, wanneer die oes ryp word, is dit nie bloot harde werk of goeie grond nie, maar genade. Hoor hier. Elke seisoen begin, hoor mooi, met geloof. Jy saai, maar jy weet, net God kan laat groei. En daarom glo ons dat dit God is wat voorsien. Ons glo dit. God voorsien. Dis nie ons eie krag, tegnologie en planne wat voorsien nie. Dis die Here self. Hy is skepper wat steeds die aarde onderhou. Hier is vir my mooi. Elkeen van julle moet dit hoor, as 'n boer. Elke keer as jy 'n saad in die grond druk, is dit 'n geloofsdaad. Elke keer wanneer jy die saad in die grond sit, is dit 'n geloofsdaad. Jy sê onbewuslik, Here, ek vertrou U met my toekoms. Daar op die lande staan my toekoms. My kinders se toekoms. Ons land se toekoms. En daarom kan ons dit nie sonder die Here doen nie. Elke keer wanneer jy deur jou lande loop, moet jy weet, die Here seën my. Dit kom uit sy hand. Maar baie mense sê, maar as God dan nou alles seën en alle voorspoed gee, waar kom die teëspoed dan vandaan? Waarom is daar soveel droogtes? Waarom is daar al hierdie goed? Daarom, weet jy wat? God seën ons nie net ter wille van voorspoed nie, maar ten spyte daarvan. Somstyds is daar nie voorspoed nie. Want jy sien, die natuur gaan deur siklusse. Dit weet julle meer as ek. Daar is siklusse van reën, daar's siklusse van droogte, daar's siklusse in die natuur. En 'n boer wat nie daarmee rekening hou nie, kan nie 'n boer wees nie. Daarom luister ons na weervoorspellings en daarom sê ek nie dat ons hierdie goed kan werklik voorspel nie. Maar dit wil ek julle sê. Dit wil ek vir julle sê dat hierdie seisoene is deel van boerdery. Genesis 8 vers 22. Solank as die aarde bly bestaan, sal saaityd
en oestyd nie ophou nie. Ook nie koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie. En dit is so. Solank as die aarde bly bestaan. Solank as die aarde bly bestaan, sal saaityd en oestyd nie ophou nie. Ook nie koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie. En daarom wil ek hê julle moet weet dat 'n mens kan nie maar net sê dankie vir al die voorspoed nie. Ons is dankbaar daaroor. Maar weet jy wat gebeur in teëspoed? En ek kan dit hoeveel keer in my eie lewe sien. En ek het dit gesien in hoeveel boerderygemeenskappe. Ek was in 2-3 boerderygemeenskappe in my beroep. En dit is in hierdie tyd van droogte waar God ons karakter bou. Dis in hierdie droogte tyd waar mense uitreik na mekaar. Dis in hierdie droogte tye waar ons weer ons menslikheid ontdek. En daarom is daar ook iets goeds in droogte. Nie net sleg nie. En baie boere het gesê ek het op my knieë in die droë lande weer naby God gekom. So Habakuk ken julle almal. Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerd wees nie. Al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe wees nie en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Hoor hier. Nogtans. Al is daar nie 'n oes nie. Al is daar nie vee nie. En daar is in hoeveel plekke. Ek dink daar in die Noord-Kaap vir hoeveel jare. Ons het vir hulle kospakkies gestuur. Ek onthou nog in my gemeente. Hoe het hulle kospakkies gestuur. My vrou het 'n briefie teruggekry van 'n vrou daar in die Noord-Kaap uit. Waar hulle al die lekker goedjies vir die vrouens, jy weet, hare wasmiddels en al daai goedjies wat hulle nie kon koop letterlik daai tyd nie. En die dankiebriefie wat so vrou geskryf het. En wie wat sê sy? Die Here het dit vir my gestuur. Deur jou. En jy verstaan, dis hierdie tye wanneer ons begin te sê dis wat boer wees beteken. Boer wees beteken om te leef in die hand van God. Maar ek dink ons boere het ook geleer die afgelope tyd die Josef beginsel. Jy weet Josef beginsel is 'n ongelooflike beginsel. In tye van oorvloed, wat het Josef gemaak? Hy het skure gebou. En hy het die koring gestoor. En toe daar 'n droogte kom en daar kom hongersnood oor die wêreld, het hulle na Josef toe gekom. En gesê daar's kos in Egipte. Daar is iemand wat voorsien. En ek dink dis wat ons mense in die stede doen. Daar is kos in die platteland. Daar is kos in die Vrystaat. Daar is kos in die Oos-Kaap en in die Wes-Kaap. Daar loop kos op die lande. En in oorvloed moet ons spaar vir die tyd waar dit gaan swaar kom. En daarom wil ek vir julle boer of julle boere elkeen vra, het jy God jou vernoot gemaak? Het jy God jou vernoot gemaak? 'n Mens doen dit nie baie maklik nie, of sommer vir amper of vir iemand te wys wie is jy nie. Ek onthou van 'n ou wat ek ken wat in die motorbedryf is. Toe 'n ou daar by hom gekom met 'n kaartjie en op die kaartjie staan God is my volle vernoot. Toe sê die ou vir hom, meneer, jou vernoot vertrou ek, maar jou vertrou ek nie. Jy sien, God is my vernoot. As boere die grond bewerk, doen hulle, hoorie, as jy die grond bewerk, doen jy heilige werk. Jy doen heilige werk. Hulle sê altyd die dominee doen heilige werk. Nee. Die boere doen heilige werk. Die Here gebruik hulle om lewe en kos vir ander te bring. Dis die boere. Kolossense 3 vers 23. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Wat julle doen,
doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Elke ploeg, elke oes, elke druppel sweet is aanbidding. Elke ploeg, elke oes, elke druppel sweet is aanbidding. God seën my. God gee dat dit wat ek nou plant voorspoedig sal wees. En daarom sê ek dit. Hoor nou. Boerdery is 'n roeping. Dis nie 'n beroep nie. Boerdery is 'n roeping. En nie 'n beroep nie. As God jou nie roep om 'n boer te wees nie, gaan jy dit nie maak nie. As God nie jou vernoot is nie, gaan jy dit nie maak nie. Dis 'n feit. Dit sê die woord. En die wonderlike ding is, hoor hier, God bring vrede en vreugde vir elke dankbare boer. En dit is hartseer dat wanneer daar probleme is, droogte is, dan wil ons bid daaroor. Niks verkeerd daarmee nie. Dan moet ons dominees bid dat dit sal reën. Jy weet, jy loop naaityd sulke draaie om die boere en jy kyk meer na die wolk as hulle, want jy het gebid vir die reën en die reën het nie gekom nie. Jy vat sommer lang vakansie of iets. Maar hoor wat ek sê. Maar wanneer die reën kom, wanneer die oorvloed kom, en jy hou 'n dankdag, daag daar nie baie mense op nie. Ja, die kerk het volgesit, toe ons bid het vir droogte. En weet, daarom staan daar, 'n dankbare boer het vrede en vreugde in sy hart. Hy's dankbaar vir elke stukkie brood. Ek is dankbaar vir elke stukkie brood. Het ons boere gemeenskap regtig begin hy dankbaarheid lewe? Weet julle, word ons anders. As ons kla en murmureer en ons praat rondom die braaivleisvure oor alles wat sleg in ons land is. Natuurlik is dit sleg in ons land. Natuurlik het ons 'n regering wat so korrup is dat hulle eintlik almal in die tronk hoort. En dis die waarheid. En niemand moet dit wegsteek nie. Maar weet julle, as ons om die braaivleisvure sal begin bid vir hierdie land, dat ons om die braaivleisvure sal sê, maar ons vertrou God ten spyte van hierdie korrupte regering. Hierdie korrupte regering is nie ons regering nie. Hulle is daar om te steel. Maar ons dien God en ons vertrou God. Filippense 4 vers 6 en 7, wees oor niks besorg nie, maar laat alles in gebed en smeking met danksegging aan God bekend word. En die vrede van God sal julle harte en gedagtes bewaar. Daar's niks so mooi het ons nou gesien. Het jy 'n boer al oor bid? Het jy 'n boer al oor sing? Het jy 'n boer al gesien dans in die reën? Ek het. Want jy weet, dis asof jy uit die natuur jy groei saam met die natuur. Jy groei uit die natuur. Die natuur is deel van jou ganse bestaan. En daarom is die natuur jou seën met reën en met oes, dan dans jy. En dan sing jy en jy weet God is in beheer van alles. Ek sluit af. God is vir ons. Luister mooi na. God is vir ons. God is nie teen ons nie. En dit kan ek uit my hart uit sê. Want hy sê dit. En ek sê as 'n posman lewer ek hierdie brief af. En in hierdie brief staan daar, God is vir jou. Daar staan nie in hierdie brief, God is teen jou nie. God is teen wat ons doen. God is teen sonde. God is teen korrupsie. God is teen. Maar weet jy wat? God is vir ons. En daarom kry hy seer. Hy het so seer gekry oor ons sonde, dat hy sy seun aan die kruis laat vasspyker het. Nou, hoe meer moet God vir ons sê, ek is vir jou? Watter daad moet hy nog doen, om jou te laat glo, dat God vir jou is? Sy seun gee,
Want sonde maak seer, weet jy dit? Elke sonde het 'n konsekwensie. En die konsekwensie sê ons altyd, God straf my. God straf jou nie. Die konsekwensie van jou sonde straf jou. En 'n mens moet dit onthou. Jy kan niks doen wat verkeerd is, wat jy die prys nie voor gaan betaal nie. En daarom moet ons versigtig. Ek sê dit altyd. Die duurste, gevaarlikste ding wat jy ooit in jou lewe kan doen, is sonde. Dit kos mense se lewens. Dit kos huwelike. Dit kos gesinne. Dit kos ons land. Dit kos 'n wêreld. En mense speel met sonde. Maak grappies van sonde. So wat leentjie. So 'n grappie. So 'n verhoudingkie. Ons sit altyd 'n teetjie aan. Ag, is maar net 'n ou drankie. Jy sien, dit moet eintlik so klein klink dat dit nie gevaarlik is nie. Maar as jou kind met 'n geweer in sy hand staan, dan sê jy vir hom nie, dis 'n geweertjie nie. Dan sê jy vir daai ding, gaan doodmaak. En ons moet dit meer en meer sê. Romeine 8 sê so mooi. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Die wat volgens sy besluit geroep is. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Laat julle in hierdie nuwe seisoen wat ons nou binne gaan, miskien op 'n ander manier sal doen. Julle doen 'n ongelooflike werk. Julle is die kosmandjie vir ons land. Ons het gister 'n groot trok gesien. Geen boer, geen kos. Staan daar. Geen boer, geen kos. Ek bid dat die weivelde sal drup van oorvloed, die valleie met koring bedek, sodat ons saam kan juig en jubel. Kom ons bid net saam. Here, U is die skepper van hemel en aarde. Dankie vir reën, sonskyn, vir grond en saad, vir elke oes wat U gee. Seën die boere en hulle families en hierdie nuwe seisoen. Laat hulle hande sterk wees, hulle harte vol geloof en hulle lande vol vrug. Amen. Ek stuur julle huis toe met hierdie wonderlike bekende seënbede uit Numeri 6 vers 24-26. Die Here sal jou seën en die Here sal jou beskerm. Hy sal jou genadig wees en hy sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Amen.